Goeiemôre. Jy luister na oordenking 129 in die reeks Kopskuif. Ons tema vanoggend is die laaste vryheid. So ons lewensdraaiboek, ons lifescript, kan anders lyk. Is nie vas ingegrafeer in rots en klip nie. Is dinamies en veranderlik. Ons einde is oop. Die laaste vryheid wat 'n mens het, is om jou gesindheid en reaksie te kies in elke omstandighede. Viktor Frankl. Hy het die Holocaust oorleef, en in sy boek Man's Search for Meaning, kan jy lees deur watter omstandighede hy gegaan het. Ons het nie altyd die mag om die omstandighede rondom ons te kies nie, maar ons het die mag om 'n besluit te neem hoe ons daarop reageer. As jy nog nooit gevolg het wat in die strafkampe van Auschwitz en Dachau gebeur het nie, is dit moeilik om te verstaan wat Frankl bedoel het. Ons praat dikwels van die konsentrasiekampe, maar meer spesifiek was daar uitwissingskampe, konsentrasiekampe en kampe vir gedwonge arbeid. Auschwitz, Treblinka, Belzec en Chalmnou was uitwissingskampe. Mense is daarheen geneem, miljoene van hulle, om uitgewis te word. Dachau, Buchenwald en Ravensbrück was konsentrasiekampe, met laasgenoemde waar vroue opgeneem was. Gevangenes daar is van alles ontneem. Jou klere, jou waardigheid, jou titels, jou verlede, jou familie, jou toekoms, jou naam. Jou onskuld. Nie een mens wat daar gevange was, of om die lewe gebring is, was skuldig aan 'n oortreding nie. Hulle was net verkeerde ras, verkeerde plek op verkeerde tyd. Elkeen het 'n nommer ontvang. Viktor Frankl se nommer was 119104. Die nommer is op sy arm ingetatoeëer gewees. Sy pa en ma, asook sy vrou met wie hy net langer as 3 jaar getroud was, het in die konsentrasiekamp, eintlik in die uitwissingskamp, gesterf. Frankl gebruik die ergste denkbare omstandigheid waarin 'n mens in jou lewe kan verkeer en sê, hy het waargeneem dat mense se gesindheid en reaksie wat hulle gekies het, uiteindelik die laaste vryheid was, wat niemand van hulle kon wegneem nie. Die wreedaards en die martelaars het alles van jou weggeneem. Maar hy sê die een ding wat hulle nie kon wegneem nie, is jou gesindheid en die reaksie wat jy op daardie omstandighede kies. Bitter min indien enige van ons sal ooit sulke ekstreme omstandighede in die gesig moet staar. Hoe is dit dan dat ons so ongelukkig leef? So beangs en gestres en hooploos. Dis aan die orde van die dag. Ons leef in die era waar seker die meeste mense ooit antidepressante moet drink. Gemoedstabiliseerders, omdat ons gemoed so aan flarde is. Waarom? Het ons perspektief verloor? Vertel ons vir onsself dat die lewe bitter moeilik is, dat dit ondraaglik is en ons dit nie kan maak nie. Toe COVID ons getref het daar in die begin van 2020, het groot onsekerheid ons getref. Ons het nie geweet wat môre inhou nie. Ek dink ons was almal maar onseker en skrikkerig vir wat gaan kom. En oral op Facebook, omdat ons mekaar nie kon sien, het mense hulle lot bekla en vertel hoe swaar dit is. Ek onthou eendag het iemand 'n boodskap geplaas wat my kop geswaai het. En die persoon het op sosiale media gesê, jou oupa het deur koue nagte en reën in loopgrawe gelê, terwyl koels oor sy kop gevlieg
en bomme om hom ontplof het. Ja, dit moet baie erg wees om in jou huis op jou rusbank te sit en wag. Natuurlik ontken 'n mens nie hiermee die werklikheid van wat jy beleef nie, maar jy kry perspektief. Robert Kohler het gesê, as jy iets genoeg herhaal vir jouself, sal jy dit begin glo, of dit nou waar is of nie. Eleanor Roosevelt was die vrou van president Franklin D. Roosevelt, voormalige Amerikaanse president. Sy het 'n groot rol gespeel om die presidentsvrou se rol te herdefinieer, deurdat sy aktief betrokke geraak het by maatskaplike probleme, versorging van armes, die regte van vroue en minderbevoorregtes. Onthou, hulle het juis geleef in die oorlogsjare daardie tyd. En sy het iets gesê wat ons elkeen weer moet hoor. Niemand kan jou minderwaardig laat voel sonder jou toestemming nie. En dis waar van al ons emosies, al ons reaksies. Niemand kan jou op 'n sekere manier laat voel of laat dink sonder jou toestemming nie. Het jy toe gister nagedink oor jou lewensdraaiboek? Het jy nagedink in watter lewensposisie jou draaiboek gevorm is en in watter lewensposisie jy nou leef? Watter gesindheidsverandering of belangrike besluite kan jy vandag neem om nader te kom aan jou skepingsdoel? Hoeveel dae van lewe het ons, menslik gesproke, nog oor? Hoeveel dae wil ons dan nog uitstel? Kom ons bid saam. Here, ons vra dat U ons lewens, net soos Elias sal omdraai in ons spore. Dat U ons ook sal voorkeer en vra, my kind, wat maak jy hier? Help ons, Here, om in ons spore om te draai en die lewe te leef waartoe U ons geroep het. Dit bid ons in Jesus naam. Amen. Liefde en 'n geseënde dag verder.